Ons staan stil by Abraham en die beloftes wat God aan hom gemaak het, die verbonde wat met hom gesluit is, en ons sien dat Abraham 'n ware nageslag vandag op aarde het. Romeine 9 vers 6 tot 8 sê, dit wil nie sê dat die woord van God nie meer geld nie. Immers, nie almal wat van Israel afstam, is werklik Israel nie. Nou Israel is natuurlik deel van die nageslag van Abraham, kom ons lees verder, en nie almal wat nakomeling van Abraham is werklik kinders van Abraham nie. Inteendeel, die belofte was, uit Isak sal daar vir jou 'n nageslag kom. Vers 8 sê, dit wil sê, dit is nie die kinders wat in die gewone gang van die lewe gebore is, wat kinders van God is nie. Dit is die kinders wat kragtens die belofte van God gebore is, wat as Abraham se nageslag gereken word. Dit is 'n geestelike afstammeling, iets wat mense in hulle hart verander, toe hulle in die hart verander is, het hulle inderwaarheid nageslag van Abraham geword deur geloof. Genesis 22 vers 16 sê, ek sal jou vrugbaar maak en jou nageslag so baie maak soos die sterre aan die hemel en soos die sand van die see. As ons vandag gaan kyk, hoeveel mense daar op aarde is wat die Here dien, wat God ken en hom volg, dan kan ons sê, dankie vir hierdie belofte, wat in Abraham deur God gemaak is, en nog steeds geld, en nog steeds 'n nageslag vir Abraham na vore laat kom. Ek en jy is deel van hierdie wonderlike nageslag, die werklike nageslag van Abraham. Loop mooi.